Goeiemôre, middag of aand, waar jy ook al die betydsvlak beskik waar jy ingeskakel is. Vandag doen ek donderdagse gedeelte, die skepping, sondeval en die kruis. En hier volg net so 'n kort opsommingkie met so 'n klein bietjie agtergrond oor ons lesse gedeelte en met die hoop dan, as jy dit nie self bestudeer of ingedelf het nie, dat hierdie jou dalk net so 'n bietjie sal prikkel om te begin studeer en 'n studie te kan maak. Kom ons sluit die oë vir gebed. Dankie Heer dat U met ons was, deur al hierdie jare en die eeue, ons is sondige wesens, dat U self aan ons tentoongestel het as skepper en herskepper in ons lewens, en dat die bose kringloop tog, alhoewel het terugkom elke slag by dieselfde punt, Satan en die sonde, dat U daar was en daar is om hierdie hele kringloop te breek en te verbreek en dat daar verlossing in U en deur U vir ons is. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Amen. Geliefdes, skepping, die sondeval en die kruis. Die godheid se skepingsvermoë was geensins ingeperk met die vermoë of die vryheid van keuse nie. En die gevolg was dat Adam en Eva die lig gesien het. Die toepassing van so 'n keuse het gemaak dat Adam die wêreld wat ons huidigelik ken, in hierdie sonde gedompel het, waarvan ons nie net kennis dra nie, maar ook deelgenote geword het. Ons lees in Genesis 3 vers 1, maar die slang was lustiger. Hy het in sy opper het hy 'n vraag geopper wat duidelik twyfel in God se woord bewerkstellig het. In vers 4 van Genesis 3, julle sal gewis nie sterwe nie, het hy aangevoer. Maar Eva, toe sy besef dat sy op afbou op sy stoep staan, het sy nie gevlug, soos wat 'n normale neiging sou moes gewees het nie, maar nuuskierig tot die sitkamer toe beweeg, aangetrek deur 'n pratende slang, het twyfel al hoe meer en erger in haar toegeneem om teen die woord van God. In vers 5 verklaar hy aan Eva, na 'n kort woordestryd, woordewisseling met hulle, sal soos God wees. Dat jy inderdaad soos 'n God sal wees. Die King James Version sê, to be as gods, 'n klein lettertjie G. Jy sien geliefdes, ek het gaan teruggaan in die oorspronklike en die klein lettertjie G, God. Ons sal soos 'n God wees, nie 'n God met 'n hoofletter G nie. Satan het geweet en hy het self uitgevind teen 'n duur prys dat niemand soos God kan wees nie. En daarom opper hy teen Eva hierdie strydvraag om te sê, jy kan soos 'n God wees. Jou eie God kan jy wees. En daarom verwys hy na 'n ander God. En dit mag dalk later vir jy, soos ons bietjie hier deurgegaan het, net sin maak as dit dalk nie nou duidelik is nie. Maar in vers 6 is Eva besig om hierdie inligting tussen die slang, wat sy nou basies kry, te verwerk, en dit wat God aan haar weergegee deur Adam, met hulle gesprekke in die tuin, te analyseer, te evalueer, en sy kom tot 'n gevolgtrekking, 'n besluit, en sy eet van daardie vrug. Die gees van profesie skryf dat sy met die eet van daardie verbode vrug in haarself 'n gevoel het van asof sy in 'n ander dimensie in beweeg, 'n hoër vlak. Dit is bietjie vry vertaal van my kant af, maar met daardie gevoel is sy na Adam toe, daar waar hy homself ook al bevind het. En u weet, soos wat ons dames, vrouens ken, het sy aan Adam gesê, hier, eet hierdie ding, en hom gehelp om hierdie appel te eet. Nee, dis nie wat sy gedoen het nie. Adam het gewilliglik van daardie appel, as ons dit 'n appel kan noem, van daai verbode vrug, geëet, en so die wêreld in sonde ingedompel. Deur hom, Adam alleen, en nie deur Eva nie. En dit is 'n ander verduideliking, hoekom nie Eva nie, maar wel Adam, omdat hy die verteenwoordiger van hierdie wêreld is, of van Christus verteenwoordigheid in hierdie wêreld. Romeine 5 vers 12, as jy saam met my blaai na daai kant toe, sê dit, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het,
en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een Christus baie tot regverdiges gestel word. En dan in 1 Korintiërs 15:45, waar Paulus sê, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword, en die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Vers 47 verklaar hy, die eerste mens was uit die aarde, maar die tweede mens is die Here uit die hemel. Geliefde, dit kan net 'n skepper wees wat genoeg omgegee het vir die skepsels, ons, ek en u, om 'n herskepping daar te stel deur die kruis en so versoening vir ons te bewerkstellig in homself. Romeine 5 vers 8 verklaar, Christus sterf vir ons toe ons nog sondaars was. Daardie woord sondaar, as jy hom in die Hebreëus of die Grieks gaan opsoek in die oorspronklik, is dit letterlik 'n sondige sondaar. Dit beteken, as ons wat implikasie dit vir ons sê, dat niks, geen iets, niks goeds van ons kom nie. Alles is boos en sleg. Christus ruil dus met ons, met ek en met u, plekke, sy lewe vir my dood, die sonde. So in hom word die vyand verslaan. Romeine 6:23 wat ons so goed ken, die eerste gedeelte, die loon van die sonde is die dood. Maar die tweede gedeelte van vers 23 sê, die genadegawe van God is die ewige lewe. Die genadegawe van God, 'n genadige God. So het Satan deur die wêreld dit reg gekry om God uit die Sabbat te verwyder. En is nie net uit die Sabbat uit waar hy God verwyder het nie, want as jy hom uit die Sabbat uit verwyder, dan is hy ook uit die skepping uit. En uit die skepping is dit sy skepingsmag en sy herskeppingskrag wat daarmee saam verwyder word. En ons is terdee bewus dat die Sabbat is werklik 'n bewys of 'n teken dat die Here skepper is van hemel en aarde. So ook Openbaring 14 vers 7 met die 3 engele boodskap wat verklaar, aanbid hom en gee eer aan die Here. Dan bestaan daar nie meer sonde of die nodigheid en behoefte vir 'n bekering nie. En dit gevolg ook dat daar nie 'n kruisdood meer is nie. So bring dit ons terug by die begin. Genesis 3 vers 5, waar die Satan sê, en jy sal soos 'n God wees. Sonder 'n God, sonder 'n skepper God, is en word jy jou eie God. Dit wat die wêreld besig is om van ons te vertel en uit te maak, dat jy kan 'n God wees in jou eie en ware sin. En ons word gemis, die ware, lewegewende God, wat ons werklik so nodig het. Geliefde, mag ons die groot stryd besef vir wie jy jou steen gee en waar jy jou kruisie wil trek, as ons dit so kan sê, sal dit met 'n hoofletter G vir God wees of 'n kleinletter G vir gode, waarin ek myself oorgee en verwydering maak tussen die lewegewende God en myself verhoog en so die nodigheid bewerkstellig dat ek nie 'n God met 'n hoofletter nodig het in my lewe nie, en so kan aangaan om die Satan se weerklank te kan bewaarheid, dat ek is 'n God in my eie hoedanigheid en die God, lewegewende God, heeltemal kan uitskei. Dit maak dit vir ons so belangrik en treffend, sodat ons sal weet waar jy staan, wie jy werklik wil gehoorsaam wees. Wil jy die lewendegewende God wees, aanbid en eer gee, of vir jouself of ander mense om jou? En dit is die gedeelte wat ons het by hierdie week se les op donderdag om af te sluit, dat die skepping gepaard gaan met verlossing, die sondeval en die kruis, en hoe dit vir ons vrede en verlossing bewerkstellig deur Christus alleen, uit sy genade uit vir my, en soos sondaar wat 'n erge sondige toestand beskryf, waarin ek myself nie kan bekeer of help nie, maar 'n verlosser nodig het. Kom ons sluit die oë.
Dankie Heer vir 'n geleentheid wat ons kan weet en besef hoe nietig en hoe sondig is ek, en dat ek soos Jesaja kan uitroep en skree, soos vuil lappe het ek geword, niks goeds is in myne Heer, en sal besef dat dit U en U alleen is wat my lewe kan skep en herskep, en so wil U my help dat ek my lewe kan oorgee aan U herskepende mag, en gewilliglik teenoor U staan en bely, dat U alleen die God in my lewe mag wees, en laat ek as 'n klein gee heeltemal mag uitsterf. Is my innige en nederige gebed in U naam. Amen. Baie dankie geliefdes.